Ek mag naby aan U bly, soos 'n kind op die Vader se skoot. Ek mag naby aan U bly. Dit is die plek waar ek woon, en U tel my op, hou my in U arms, en U tel my op, druk my styf teen aan U vas, en U tel my op, dra my in U arms, en U tel my op, laat my nooit weer gaan. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Kom ons bly sommer net so staan vir 'n oomblik. Ek wil vra daar waar jy is, wil jy net jou oë toemaak? Jy net jou oë toemaak vir 'n oomblik en dat ons saam bid. En dankie Vader, dankie Here vir vanoggend. Dankie Heilige Gees dat U aan die beweeg is, Here. Dankie vir dit wat U al reeds in die aanbiddingstyd kom doen het. En ons vra, Here, dat elke oomblik van hierdie oggend, Here, dat dit eer sal bring aan U. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Here, vanoggend kom bid ons vir elkeen wat sê, maar Here, ek kan nie meer nie. Wat sê, Here, my hart is ver van U af. En ons wil vra, Here, dat U vanoggend ons gees sal kom stig en sal oplig. Here, en hulle wat in 'n donker plek is, Here, dat U hulle sal uitvat uit daai plek uit, Here, na U wonderbaarlike lig toe. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Ons vra, Here, in die naam van Jesus Christus, kom herstel vanoggend harte. Kom herstel vanoggend liggame. Here, ons bid teen elke vorm van siekte, Here, teen elke infeksie. In die naam van Jesus Christus sê ons liggaam word gesond. Here, teen elkeen wat vanoggend sit met pyn, of dit hoofpyn is, skouerpyn, kniepyn, Here, of dit enkelpyn is, waar ook al dit is, in die naam van Jesus Christus. Vra ons, Here, verwyder daai pyn in hierdie oomblik. En Heilige Gees, kom raak ons aan. Kom raak ons aan. Dankie dat U vanoggend selfs kom werk in artritis, Here. Dankie dat U vanoggend kom werk, Here, in daai dinge in die liggaam wat ons nie kan sien nie, maar net so in ons gees. Here, vanoggend verklaar ons het U lief, Here. Vanoggend verklaar ons, Here, ons dors en ons smag na meer van U. Here, kom raak ons aan. Terwyl almal se oë toe is, ervaar ek net vanoggend dat ek ervaar dat vanoggend 'n klomp van ons is wat dalk vir 'n oomblik so 'n bietjie weggedwaal het van die Here af. En vanoggend is jou uitnodiging om terug te kom na die Vader se voete toe. Vanoggend is jou uitnodiging om weer by sy voete te kom sit. En dan terwyl almal se oë toe is, wil ek jou uitnooi. As jy vanoggend sê, maar ek het nodig om reg te maak met die Here. Of dalk het jy dit nodig om terug te kom na sy voete waar jy lankal reeds was. Dan wil ek vra, wil jy nie net jou hand opsteek en laat sak nie? Ons wil graag saam met jou bid. Dankie. Dankie, dankie. So Vader, dankie vir oggend dat ons by U voete kan kom rus. En ons wil vra, Here, in hierdie oomblik, Here, wil ons bid saam met elkeen wat sê, maar Here, ek het nodig om terug te kom na U voete toe. Here, en vanoggend kom verklaar ons, Here, met ons lippe, soos Romeine 10 vers 9 sê, ons verklaar met ons lippe, U is koning, en ons glo met ons harte, U het uit die dood uit opgestaan. En die woord sê, dan sal ons gered word. Vanoggend verklaar ons dit. En ons vra, Here, aanvaar ons weer terug, by U voete, by U huis. Dankie dat U ons koning is. Dankie dat ons U kinders kan wees. Net 'n laaste ding. Ek ervaar is ook vanoggend 'n paar mense wat sê, maar Pieter, ek is moeg en oorlaai.
En ek kort rus vir my siel, ek kort rus in my huis. En as jy is vanoggend, wil jy net jou hand opsteek en weer laat sak. As jy vanoggend sê, maar kort bietjie rus, dankie Here. So Vader, in hierdie oomblik, vra ons vir bonatuurlike hemelse rus. In die naam van Jesus Christus. Here, kom blaas weer asem oor ons uit. Kom haal weer asem in ons gees. Here, kom bring terug daai vreugde wat dalk al gesteel is. Here, kom bring terug. Kom bring terug, Here, daai vrede wat ons so nodig het. In die naam van Jesus Christus bid ons daarvoor. Dankie dat U vanoggend hier is, Here. Dankie dat U vanoggend aan die werk is. Ons het U so lief, Here. En dankie dat ons by U voete kan sit. Dankie vir U woord vanoggend. Dankie vir elke openbaring. In die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, Amen. Amen. Kan ons vir die aanbiddingspan net dankie sê, net vir hulle applaus gee. Dankie, sure. Wow. Is altyd vir my so voorreg om so te bedien. En ek dink in 'n oggend soos vanoggend, Pieter, dankie vir julle. Daar was 'n teenwoordigheid en is baie keer in oggende soos vanoggend waar die aanbidding so hardloop wat ek dink, maar Here, ek sou nou net hier op die trappie wil gaan sit. Want dan weet ek ons ouens het gekom het vir die preek ook. Dan sê ek, maar Here, ek sal net nog so 'n bietjie sit. Dan sê hy, nee Pieter, gaan nou. Maar dankie, dit was 'n ongelooflike tyd en ek is opgewonde oor dit wat die Here doen. Ek is opgewonde oor dit waarmee die Here besig is in Delmas op hierdie stadium. Ons het so 'n bietjie oor die naweek rondgery en 'n paar mense ontmoet en lekker saam gekuier. En wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie gemeenskap te kan wees en te sien wat die Here op hierdie stadium in hierdie gemeenskap doen. So ek is opgewonde oor vanoggend, ek is opgewonde oor die woord, opgewonde oor dit wat die Here al reeds begin doen het in hierdie diens en wat hy nog gaan doen. Ek praat baie keer met die Here en dan sê ek, maar Here, wat 'n tema het U op U hart? En die tema van vanoggend is die aard van geloof, die aard van geloof. Maar dan gebeur hierdie een ding altyd. Die oomblik as ek begin werk aan die preek, dan kom werk die Here eers in my. En dan sê ek baie keer, maar Here, kan U nie net werk in die ander mense nie? Jy weet, los my so 'n bietjie uit. En dan sê hy, nee, dis jy eerste, Pieter. Dan dink ek, ag Here, maar dankie daarvoor. maar vandag is een van daai preke, is een van daai goed wat my ook self kom aanraak het, myself kom stig het, en mag het vir jou ook so wees, mag jy ook iets vandag ervaar van die geloof en die uitwerking van die Heilige Gees. So jy sal sien, ek is baie bekend as die lopertjie in 'n gemeente. So ek is die ou wat maar altyd rondloop op die verhoog, en ek kan nie stil staan nie, en die kamera ouens het my klaar gewaarsku en gesê, die kamera vang net tot hier op, so ek sal gehoorsaam wees. maar kom ons begin, so ek is, ek sê laaste ruk, worstel ek baie keer met die Here, en ek sê, maar Here, hoekom gaan ons land hierdie goed waar ons gaan? Hoekom sien ons hierdie goed wat ons op die oomblik sien? En ek weet op hierdie stadium is daar baie twyfel in 'n sekere sin oor die rigting van ons land. Daar's baie twyfel oor die rigting selfs van ons geloof op hierdie stadium. Daar's baie twyfel in die rigting van ons skole. Maar sien ons harte en ons gees is konstant in hierdie plek van spanning tussen twyfel en geloof, tussen ongeloof en geloof. En ek dink baie keer kan twyfel ons eintlik begin oorweldig as ons nie geanker is in die Here nie. So baie keer kom ons op 'n plek waar dit goed gaan en ons is opgewonde oor die Here en ons sê maar ek sal nooit hierdie Jesus verlaat en ons word amper soos Petrus voor die kruis wat sê, maar ek sal hom nie verloon nie, en die volgende oomblik gaan dit skielik sleg, die poppot tref die fan, daar's iets wat gebeur en dan begin ons in daai dal van ongeloof ingaan. En baie keer word ons so vinnig, soos hierdie Matteus 15 vers 8 mense, Matteus 15 vers 8 sê, maar baie sal met hulle lippe sê, hulle glo in die Here, maar hulle harte is ver van hom af. En baie keer word ons in ons ongeloof en ons twyfel, word ons amper daai mense, en ons kom kerk toe en ons sê, maar ek glo in die Here, en ons sing, en ons aanbid die Here, maar ons harte is nie naby aan hom nie, want ongeloof het eers soos 'n saadjie ingekom en begin verwoesting saai. Ek dink almal van ons het op een of ander stadium 'n kerkglimlag. Het jy al 'n kerkglimlag gesien? Ja, dankie. Ja, dis daai glimlag, jy ry van die huis af, iemand ry voor jou in en jy wil die 5voudige bediening en die plakkie van genade toepas. En terwyl jy so op pad is kerk toe,
is jou kinders agter in die kar en jou seentjie is hier op jou hare, nie op myne nie, maar op joune en dan kom jy by die kerk aan en eintlik is niks van jou gemoed by die kerk nie. Eintlik wil jy nie wees nie. So dan stap jy maar in en ons Afrikaners het hierdie mooi gewoonte. Ons glimlag vir alles. Hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan maar sleg. Weet jy, ons het 'n kerk glimlag ook. Hoe gaan dit met jou? Eintlik gaan dit pateties en jy is eintlik kwaad en jy is kwaad vir jou kinders en jou vrou is kwaad vir jou en dan stap jy in die kerk en jy het 'n mooi kerk glimlag. En ons het hom mooi geoefen hoor. En selfs by die tee na die tyd. Maar is baie keer dieselfde met geloof. Ons verklaar met ons lippe, Here, ek glo in U. Here, ek wil agter U aanloop. Here, ek smag na U. Maar iets in ons harte is ver van hom af en daar's hierdie disconnect, hierdie misalignment tussen dit wat hier aangaan en dit wat hier by ons monde uitkom. En dis hoe sterk ongeloof in ons lewe kan inkom. Dis hoe sterk twyfel in ons lewe kan inkom. Maar dan sien ons selfs in die woord. Ons kyk baie keer na die disippels en dink ons maar hierdie ouens, they got it all together. Weet, hulle was sterk in die geloof, hulle was geanker in die Here. Maar nou lees ons hoe Christus na die opstanding, so min of meer 10 of 12 keer by van die disippels opgedaag het en aan hulle verskyn het, en dan sê dit, and still some of them doubted. Nog steeds het van hulle getwyfel. So ons lees byvoorbeeld in Matteus 28 vers 16 tot 17. Dit sê, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. En dit raak my so aan, want ek dink baie keer, dink ons dat ons konstant in hierdie plek van hoë geloof moet wees. Ons dink dat ons konstant in hierdie plek van die allerheiligste moet beweeg. En dit is ons hart, en is die Here se hart vir ons. Maar partykeer kom daai twyfel in, en ons raak soos die disippels, wat ook maar net mens was. En die ongeloof kom in ons harte in. Sien, die woordjie twyfel in Matteus 28 beteken dat daar 'n vertraging in vertroue was. So hulle sien Jesus wat opstaan uit die dood uit. Hulle sien hierdie wonderwerke. Hulle sien hoe die Gees beweeg deur hom. En dan nog steeds twyfel hulle. Maar die woord twyfel beteken 'n vertraging in vertroue. So hulle sukkel om hom volkome te vertrou, want dit wat hulle rondom hulle sien, is nie in lyn noodwendig met dit wat hulle in die Gees glo nie. En ek dink baie keer is ons op dieselfde plek, waar dit wat ons rondom ons sien op hierdie stadium, is nie vir ons in lyn met dit wat ons glo nie. En dan raak dit moeilik om vas te hou in die Here, dit raak moeilik om aan te hou glo, dit raak moeilik om die geloof te hou. Maar hier is die mooi ding van die woord. Daar was nêrens in die woord 'n belofte wat sê, dat ons nooit blootgestel gaan word aan leuns, aan twyfel, aan versoekings, aan ongeloof. Nêrens nie. Hy sê inteendeel, partykeer gaan ons swaar kry. Jakobus 1 sê, hy sê, maar tel dit as 'n vreugde, broers. Tel dit as 'n vreugde wanneer allerhande beproewinge oor julle pad kom. Ek dink maar Here, daai beproewinge is vir die ongelowige. Dis eintlik vir my buurman. Wie se hond so blaf. Maar sien, die beproewinge kom baie keer op ons pad en ons het dit nie verwag nie. En dan kom daai ongeloof soos 'n slang by die agterdeur in en ons sukkel om uit op te staan. En dis wat vandag vir my so belangrik is. Dis hoekom die aard van geloof so belangrik is. Dis hoekom die openbaringe rondom geloof in die woord so belangrik is. So die een ding wat ons van geloof moet verstaan is die vyand. Die vyand is nooit op 'n plek waar hy ons kan kry om ons geloof heeltemal te verloor nie, maar hy kan ons kry om te begin twyfel in dit wat die Here gesê het. So hy probeer ons nooit kry om ons geloof te verloor nie, of om op te hou glo in God nie. Hy probeer ons te kry om op te hou glo in wat God gesê het. Om op te hou glo in wat hy gedoen het. Om op te hou glo wat aan die kruis gebeur het. So ons lees byvoorbeeld in Genesis 3 vers 1. Dit sê, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here gemaak is, en hy het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie. So wat in die vyand baie keer, jy is op hierdie goeie plek, en jy glo in die Here, en jy stap in die Here, en jy sien die wonderwerke, jy glo in die opstanding, en dan kom los hy die saadjie by jou wat sê, het God werklik gesê? Glo jy regtig, hy kan? Glo jy regtig, hy kan daai siekte omkeer? Glo jy regtig, hy kan daai kind terugbring huis toe? Glo jy regtig, hy kan die reën vir 'n oomblik laat stop sodat ons kan oes? Glo jy dit regtig?
En hy kom fluister, daai leuen in ons oor, hy kom fluister, daai stukkie ongeloof in ons oor, en voor ons gaan kry, begin ons die woord van die Here verdraai om by ons omstandighede te pas, en voor ons gaan kry, gaan ons in 'n plek van ongeloof in, waar ons soos 'n Adam en Eva raak, wat probeer weggryp van die Here, en ons begin eintlik bladsye uit die woord uitskeer, maar dit begin alles by hierdie een saadjie, by hierdie een fluister in ons oor. Do you really believe this Jesus? Glo jy regtig hierdie Jesus? Ek praat so ruk terug met 'n ou, en hy sê vir my hierdie, hy sê, Pieter, hy sê, vanaf ek tot bekering gekom het, was ek nog nooit weer versoek op enige manier. En ek staan daar en ek dink by myself, ek dink eintlik, jy weet, teach me, Holy One. En ek sê vir hom, maar dis ons onmoontlik. Hy sê, nee, hy glo dit. Hy sê, hy glo dat die oomblik toe hy die Here leer ken het, het hy nog nooit weer getwyfel nie. Hy sê, hy het nog nooit weer in versoeking ingegaan nie. Hy het nog nooit in hierdie plek ingegaan waar geloof eintlik by hom gesteel word nie. Maar ek staan en ek besef, hierdie ou self is mislei. So hy's besig om sy geloof en die woord aan te pas by dit wat hy graag wil sien. Maar wees, die beloftes van die woord is nie dat dit altyd net maanskyn en rose sal wees nie. Die belofte van die woord is nie dat dit altyd net goed sal gaan nie. Partykeer kom daar diep valleie. Partykeer raak hierdie riviere diep. Partykeer raak dit moeilik om aan te hou swem. Ek sal nooit vergeet nie, was my eintlik 'n ongelooflike snaakse ding. Ons het 'n vriend in Amerika wat daar by een van die gemeentes preek. En op 'n stadium preek hy, en hy preek eintlik oor swaar kry en hoe die Here jou nou help in daai plek. En hy wil vir hulle sê, in Afrikaans wil hy eintlik vir hulle sê, maar die lewe is nie altyd maanskyn en rose nie. En hy vertaal hom toe direk na Engels toe, en hy sê, life is not always moonshine and roses. Hy sê, nou kyk jy ouens om so. Maar ons weet mos nie wat daai is nie, Pieter. Sien, wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 sê hierdie, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. So dis maar eintlik so fascinerend om te kyk na hierdie gedeelte, om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Sien, wat hoop ons? Ons hoop is in Jesus. Ons hoop is in die kruis. Ons hoop is in die opstanding. Ons hoop is in sy wese. Ons hoop is in sy genesing, in sy verlossing, in sy bevryding. Ons hoop is in wie hy is, in wat hy sê, en wat hy doen. Maar dan kom hierdie woorde in Hebreërs 11 vers 1 en dit sê, om seker te wees van die dinge wat ons hoop. En ek gaan kyk so 'n bietjie na die woorde om seker te wees. Om seker te wees. En om seker te wees in die oorspronklike Grieks beteken om iets in besit te neem wat jy nie kan sien nie en daaraan vas te hou asof jou lewe daarvan afhang. So in die antieke tye het hulle hierdie Griekse woord spesifiek gebruik wanneer 'n titelakte van 'n eiendom aan iemand oorgedra was voordat die eiendom gebou was. So jy het daai titelakte ontvang, dit in besit geneem, dit joune gemaak, vasgehou daaraan, totdat die bakstene gebou was, totdat die huis gebou was, totdat daai eiendom gestaan het. En is dieselfde met Jesus. Ons kan nie nou noodwendig al sy beloftes sien nie. Ons weet nie wat sy beloftes nog gaan uitspeel vir Delmas nie, maar ek weet daar's 'n belofte. Ons weet nie wat sy beloftes daar vir hierdie gemeente is nie, maar ek weet die Here is besig om dit te bewerk. En ek weet daar gaan nog baie kom, en ek weet hy's nog nie klaar nie. So om seker te wees sê, maar ek neem hierdie beloftes in besit en ek hou daaraan vas asof my lewe daarvan afhang. So selfs al kom die grootste storm, I'm holding on to him. Selfs al kom die diepste vallei, ek hou vas aan die Here en ek gaan nie laat gaan nie. Selfs al kom die hoogste berg, ek gaan vashou aan hom en ek gaan nie laat gaan nie. Hoekom? Want ek weet wie my Jesus is. Ek weet wat hy aan my gedoen het. Ek weet wie hy is. En ek hou daaraan vas asof my lewe daarvan afhang. Maar dan gaan Hebreërs 11 vers 1 verder en hy sê, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. En die woordjie oortuig is so mooi, want dit sê om oortuig te wees van dit wat ons nie kan sien nie. Nou, die woordjie oortuig
was in die antieke tye gebruik om te verwys na 'n wetlike term wanneer daar oorweldigende bewyse was in 'n sekere saak. So hy sê om oortuig te wees van dit wat jy nie kan sien nie. Met ander woorde, hy sê daar's so baie bewyse vir dit wat die Here gedoen het. Daar's so baie bewyse van die kruis en ja, jy kan dit nie sien nie, maar jy kan dit maar glo. Jy kan maar vashou daaraan. Jy kan maar staat maak daarop. Want daar's hierdie bewyse in die gees. Ons een seentjie, ons het 2 seentjies, die een is nou 3 maande oud. En ek moet sê, die een ding wat ons nie verwag het in Delmas hierdie naweek nie, was 1 grade Celsius in die aand. Sjoe, maar prys die Here. Ons het oorleef. Maar ons een seentjie is nou so 3 maande oud, en genadiglik, waar hy gisterand nie in die kot slaap nie. Maar op ons, so daar was 'n bietjie ekstra hitte. Maar ons ander seentjie is nou 4 jaar oud, verskriklik besig en aan die gang, aan die mooiste hart en die mooiste maniere. En wat vir my so mooi is van waar hy nou is hy's verskriklik besig, maar terselfdertyd het hy hierdie sagte hartjie. So hy kom nou die dag na my toe en nou hardloop hy en ek sien hom so van ver af en is 'n klomp stene wat so gelê is, 'n klomp paving. En hy hardloop so van ver af en hy wil vir my iets kom wys. Nou hardloop hy en hy sê papa. En soos wat hy hardloop sien ek, hier kom 'n probleem. Want daar is bakstene. En die volgende oomblik val hy. Maar hy koop 'n stukkie plaas. Ek dink ons nou nog 'n gat. En sy kniegies is stikkend. En die elmboog stikkend. En nou huil hy, jy weet, en as 'n goeie pa sê ek, maar moenie worry nie my seun, ek gaan my baksteen pak slaag gee. Ek gaan hom pak slaag gee. En nou huil hy. Maar as ek dink aan die preek, dit staan dit eintlik vir my so uit. Sien, ek kan sien wat se merke op sy arms is. Soos hy vir my sê, daar was bakstene waarop hy geval het. Gaan ek dit glo, want ek kan sien, daar's bewyse. Ek hoef nie die bakstene te sien nie, maar ek weet daar's bewyse. En dis dieselfde met die kruis. Dis dieselfde met die opstanding van Christus. Daar's sekere effekte wat ons vandag kan sien. Daar's 'n gemeente van Christus, daar's 'n herstel van 'n dorp, daar's die beweging van die Heilige Gees. Daar's sekere effekte van dit wat 2000 jaar terug gebeur het, toe hy gesê het, dit is volbring. Met ander woorde, elke stukkie dood, sonde, die wet is alles alreeds oorwin. Daar's effekte van dit wat 2000 jaar terug gebeur het vandag, en dit kan my in staat stel om te glo, want ek het nie nodig om die bewyse te sien van daai tyd nie, want ek sien die effek van daai tyd. Ek sien die merke in sy hande, ek sien die merke in sy sy, ek sien hoe hy my lewe kom verander het, hoe hy my omgedop het, hoe hy vir my 'n nuwe gees gegee het, ek sien hoe hy my gedagtes kom vernuwe. Daar's nuwe lewe. En dis hoekom ek oortuig kan wees van dit wat ek nie sien nie, want ek sien die effek. Die vraag wat ons altyd vra is, wie sou jy gewees het as Christus nie in jou lewe was nie? En as jy dieselfde persoon is as wat jy nou is, dan is Christus waarskynlik nie in jou lewe nie. Wie sou jy gewees het? Maar as jy anders is, dan sê dit, daar's alreeds iets van die kruis in jou aan die werk. Daar's alreeds iets van sy gees in jou aan die werk. So ons kry in Johannes 9, kry ons hierdie gedeelte, en jy is welkom saam met te blaai na Johannes 9 vers 1 toe, as jy 'n Bybel het, anders gaan ek dit in elk geval lees. En in Johannes 9 kry ons hierdie gedeelte waar Jesus besig is om te praat met die Fariseërs en die skrifgeleerdes. En dan tipies soos Jesus gemaak het, kom hy onder hierdie ouens se vel in. En hy's besig om hulle te frustreer. En dan sê hy op 'n stadium vir hulle, maar weet julle waarvan is ek afkomstig? Ek is afkomstig van die Vader. En dan staan hier die ouens daar. En hulle begin hom bevraagteken. En hulle begin vir hom sê, maar dit kan mos nie wees nie. En dan in Johannes 9 vers 1, kom Jesus en die disippels, kom hulle by hierdie blinde man. En die eerste ding wat die disippels vir hom vra is hierdie, hulle sê, maar Rabbi, hulle sê, deur wie se sonde is dit, dat hierdie man blind gebore is, sy eie of sy ouers sin? Sien, hoekom vra hulle? Want hulle het geglo in die antieke tye dat as iemand 'n kwaal gehad het, 'n siekte gehad het, 'n blindheid gehad het, dat iemand gesondig het en daar was 'n vloek op hulle lewe. So hulle glo, daar's hierdie vloek op hierdie man se lewe. Inteendeel, as jy blind gebore was op daai stadium, sou mense as hulle verby jou loop, sou hulle spoeg op die grond
om die vloek af te weer. So kan jy dink wat hierdie man die hele tyd hoor? Kan jy dink wat hierdie man die hele tyd hoor? En dan antwoord Jesus hierdie, Johannes 9 vers 3. Hy sê, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur die van sy ouers nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. So hy sê, so dis nie die sonde van iemand anders nie. Hy is blind, hoekom? Sodat die werke van God in hom gesien sal kan word. Met ander woorde, daar's 'n doel aan hierdie genesing wat die man nou gaan ontvang, sodat die werke van God gesien kan word. Met ander woorde, sodat hulle 'n openbaring van wie die Vader is, sal ontvang. En dan sê dit hierdie, Johannes 9 vers 6. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en hy sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. En Siloam beteken die een wat gestuur is. En dan gaan was hy hom en hy kom terug en hy kan sien. En hy kan sien. So Jesus kom by hom. Hy spoeg in die grond en hy maak klei. Die man gaan was sy oë en dan kan hy sien. Nou dink ek by myself, wat het hierdie man se gedagtes gegaan toe Jesus spoeg in die grond? Sien, hierdie man se verwagting, sy grootste verwagting in die lewe, was dat hierdie Christus sou kom, wat my kan laat sien. En die oomblik toe Jesus voor hom staan, toe spoeg hierdie Jesus op wie hy gehoop het, ook soos die ander op die grond. Maar met 'n verskil, van dit kom deur die krag van die Heilige Gees. En hy maak modder, hy maak klei, sit dit aan sy oë. Hier is wat vir my so mooi is. In daai oomblik, toe die man sy oë gaan was, in daai oomblik toe hy modder afgewas het sy oë nie net gesien nie, maar ewe skielik sou daai ding, daai vloek, daai spoeg, elke keer wat hy die spoeg gehoor het in die lewe, daai ding wat hom so baie keer verneder het, sou ewe skielik sy getuienis word. So elke keer van daai oomblik af, as iemand spoeg op die grond, of as iemand 'n geluid maak, of as iemand bietjie sooibrand kry, elke oomblik, as iemand spoeg op die grond, so hy van daai oomblik af nie meer dink aan hoe vervloek hy is nie, maar aan hoe genees hy is. En die Here gebruik dit, wat vir hom 'n vernedering was, om vir hom 'n getuienis te gee van wie hy is. En dan sê dit, en hy het geglo, dat hierdie die seun van God is. So wat doen Jesus? Jesus genees sy liggaam, hy genees sy oë, maar hy genees ook sy siel, hy genees sy emosies, hy vat daai leuns weg, wat die vyand kom plant het, Maar dan kom die aanval, dan kom die vyand, wat kom fluister in sy oor, die skrifgeleerdes, en hulle begin hom uitvra, hulle vra vir hom, maar wie is hierdie? Wie is hierdie een wat jou gesond gemaak het? Hy kan tog nie van God af wees nie. Hulle sê, hy onderhou nie eens die Sabbatdag nie. Dan word hierdie ou kom nie eens kerk toe nie. En hulle sê, hy het jou genees. En dan lees ons hier Johannes 9 vers 30. Antwoord die blinde man en hy sê, dis darm snaaks, sê hy daarop vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë genees. En dan vers 33, as hierdie man nie van God af was nie, sou hy niks kon doen nie. En hulle sê toe vir hom, maar jy is van jou geboorte af die ene sonde, en jy wil ons staan en leer? En dan ban hulle hom uit, die stad uit. En dan sê dit, en Jesus het gehoor, dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? En hy het geantwoord, wie is dit meneer? Sodat ek in hom kan glo. En Jesus sê vir hom, jy sien hom, dis hy wat met jou praat. En die man sê toe, ek glo, Here. En dan sê dit, en hy het hom begin aanbid. Hy was blind, maar nou kan hy sien. En dit was nie net sy oë nie, maar dit was ook sy gees. Sien, wat was sy genesing? Sy genesing was 'n uitnodiging om die seun van God te leer ken. Ons dink baie keer dat ons nie nodig het om te beweeg in die gawes van die Gees nie. En ons baie meer as net 1 Korintiërs 12. Maar die gawes van die Gees is deel van die liefdestale van God. Dis een van die maniere hoe hy vir die mensdom wys, ek het jou lief, ek dink aan jou, ek het nog nie van jou vergeet nie. Dis deel van die liefdestale van God. Maar die gawes van die Gees is baie keer die eerste stap in die pad van bekering. Dis die eerste uitnodiging om die seun van God te leer ken. So hy ervaar hierdie genesing. En dan begin hy glo in die seun van God.
Iets wat vir my mooi is, van sy verhaal. Die vyand kom in, en soos met Adam en Eva, begin die Fariseërs fluister in sy oor. Hulle probeer saadjies van twyfel saai. Hulle probeer hom kry, om op te hou glo. Maar hy het hierdie getuienis, van wat Christus nou net gedoen het. Hierdie gemeente, het 'n getuienis, van wat Christus oor jare lank gedoen het. En die woord getuienis beteken, God can do it again. God kan dit weer doen. Met ander woorde, elke genesing wat hier al was, kan weer gebeur. Elke uitstorting van die Gees wat hier was, en in die res van Delmas, kan weer gebeur. Elke oomblik van bekering, waar iemand uitroep na die Here en sê, maar Here, ek kan nie meer sonder U nie. Elke oomblik van bekering kan weer gebeur, want daar's 'n getuienis. Daar's 'n getuienis. So hierdie blinde man het 'n getuienis van dit wat Christus nou net gedoen het. En die oomblik toe die vyand kom, toe sê hy maar hy het my genees. Kyk wat het hy gedoen. Dit laat dink my amper aan daai liedjie, Look what the Lord has done. Daai lied, daai Pieter, He healed my body. Ek gaan nie sing nie, ek gaan almal loop, maar hy het die getuienis van dit wat die Here gedoen het. Baie keer, as ongeloof in ons lewe inkom, weet ons nie hoe om teen dit te staan nie. Maar ons getuienis in jou lewe, waarna jy kan terugkyk, wat soos 'n geestelike deposito van jou verlede is vir jou toekoms, waarna jy kan terugkyk en sê, maar ek weet wat Jesus alreeds vir my gedoen het. En daarom weet ek kan hom nou vertrou vir dit wat vorentoe ook gaan kom. Vir dit wat vorentoe ook gaan gebeur. So hy het die getuienis van Jesus. So die Fariseërs vra vir hom, hulle sê, maar wie is hierdie man? En hy antwoord hulle, hy is die een wat my genees het. Hy is die een wat ek kan vertrou. Hy is die een na wie ek kan teruggaan. En later word hy die een wat hy kan aanbid. 'n Laaste paar goed. Ek sien as ek so rondloop, het ek baie lewende water nodig. So ons 4-jarige Simon, ons het op 'n stadium in 'n huis gebly, met trappies, wat nie 'n reëling het nie. En typiese klein seentjie probeer hy mos nou maar alles. En wat is daai vers? Toets alles en behou die goeie. En hy het alles getoets. So op 'n stadium dan, as hy sien ek loop verby en hy is op die trappies, dan staan hy daar, en dan tel hy nie, hy spring net. Dan moet ek hom vang. So aan die begin, dan vang ek hom partykeer net aan sy voet. Dan hang hy en hy huil, maar het aanhou spring. En op 'n stadium sê ek vir hom, ek sê, maar seentjie, maar moet nou nie weer spring nie, weet, dalk kyk pappa nou nie, of dalk het ek iets in my hand. En hy sê, nee, maar pappa sal my mos vang. En het aanhou spring, en elke keer vang ek hom. Wat van die mooiste was, ons is eendag by mense, en hierdie seentjie praat met een van sy maatjies. En die maatjie sê, maar kom ons gaan spring daar van die muur af. Dan spring ons nou op hierdie grashoopies, nou nie 'n hoë muur nie. En die maatjie begin so 'n bietjie twyfel, en Simon sê, hy sê, maar my pappa sal ons vang. En in daai oomblik gebeur daar iets in my hart. En ek dink, wow. Was dit nie dieselfde wat in die Here se hart gebeur as ons hom vertrou? As ons nie 'n oomblik van vertraging het nie. As ons teruggaan na daai getuienis en sê, maar pappa God, U het my gevang jare terug. En ek weet U sal weer. En ek vertrou dat U gaan, want ek weet U kan. Ek maak staat op die kruis. Want sien, ek is seker van dit waarop ek hoop, en ek is oortuig van dit wat ek nie kan sien nie. En daarom kan ek vashou nie, want daar's 'n getuienis. So die man begin getuig. Jesus kom by hom, en hy vra vir hom, maar weet jy wie ek is? En hy sê, nee, wie is dit wat voorby staan? Hy sê, waar is die seun van die mens? En hy sê, maar dis hy wat met jou praat. En dan sê dit, en toe die man, hierdie Jesus begin aanbid. Sien, maar hier is wat mooi is van hierdie verhaal. Hierdie man was 'n sondaar toe hy Jesus ontmoet het. Toe word hy 'n seun, 'n kind van God. En die oomblik toe hy hom begin aanbid,
toe word hy deel van die bruid van Christus, wat in alle ewigheid saam met hom sal stap en sal sing, maar heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Hy het gegaan van 'n sondaar na 'n seun, na die bruid. En in daai oomblik, toe hy Jesus begin aanbid het, in daai oomblik, het hy die bruidegom aanvaar as sy volkome verlosser tot in alle ewigheid. En as die vyand weer kom fluister, het hy geweet, ek moet nie my oor uitleen aan die vyand nie, maar eerder aan die Vader. En elke keer as die vyand kom fluister, gaan ek terug aan daai oomblik toe, terug na daai getuienis toe, terug na daai fonteine wat al reeds hier was. Baie keer leef ons as kinders van God, maar wat nog eintlik vasgevang is in sonde. Maar ons het nog nie die bruid geword nie. Sien, daar's iets wat veronderstel is om te gebeur wanneer ons volwasse raak in ons gees. Ons iets wat veronderstel is om te gebeur. Ons is veronderstel om ongeloof anders te hanteer wanneer ons denke vernuwe word. Ons is veronderstel om twyfel anders te hanteer wanneer ons nuut gemaak word in die Here, wanneer dit nie meer ek is wat leef nie, maar wanneer dit Christus is wat in my leef. Ek is veronderstel om dinge anders te hanteer, maar dit gebeur nie altyd nie. En ek wil jou vandag uitnooi, as jy op 'n plek is waar ongeloof besig is om in te kom, gaan na die laaste getuienis toe. Gaan stig jou gees. Dawid sê, bless the Lord, O my soul. Met ander woorde, hy herinner sy siel aan wie hierdie Jesus is. En partykeer het ek en jy nodig om ons siel te herinner aan wie Jesus in my lewe is. 20 jaar terug het hy my gered van depressie. Dalk in jou lewe, 10 jaar terug het hy jou gered uit 'n finansiële kwessie, uit 'n saak wat jy so onderkry. Dalk het hy jou huwelik gered, dalk het hy jou kinders gered. As ongeloof kom, herinner jou siel aan wie hy is, sodat jy kan gaan van 'n sondaar na 'n seun of 'n dogter, na die bruid van Christus. 'n Bruid is iemand wat sê, al kom die moeilikste tye, ek sal vashou aan die bruidegom. Al gaan ons deur swaar oomblikke, ek gaan vashou. Al lyk dit nie vir my of hierdie ding gaan werk nie, ek gaan vashou. Want ek vertrou dat die Here hierdie ding bymekaar gesit het. En is dieselfde vir ons as die bruid van Christus. As ongeloof kom, herinner jou siel, sodat jy kan gaan van sondaar, seun of dogter, na bruid, wat vashou, al is daai storm lank, wat vashou, al raak hy vallei diep, al gaan jou hier op, al raak die landerye nat en jy kan nie stroop nie, al kom jy op 'n plek waar die dorpse potholes jy begin onderkry, en die taxi's voor jou inry, maar I'm gonna hold on, ek gaan vashou aan hom, want ek weet wie my Jesus is, en ek weet wat hy gedoen het. So ek vir jou aanmoedig vandag, as jy sukkel met ongeloof, herinner jouself, herinner jou siel. Ek sluit af met hierdie, Openbaring 12 vers 11 sê, dit sê, hulle het die vyand oorkom, deur die bloed van die lam, en die krag van hulle getuienis. Hoe oorkom ek twyfel, en leuns, en versoeking in my lewe? Dis die kruis, die bloed van die lam, en die krag van jou getuienis, of iemand anders sin. Ga na daai laaste getuienis, stig jou siel, en herinner jouself aan wie Jesus was. Kan ons saam bid, en dan gaan ons afsluit met die laaste lied. Ek ervaar vanoggend, dat hier baie diep fonteine in hierdie gemeente is. Jy sal diep spore getrap, radikale geloof. Ek dink so baie mense sê, maar hoekom probeer julle die dorp herstel? Dis 'n klein dorpie. Maar radikale geloof sê, ek hou vas aan die Here, en ek hou vas aan sy beloftes, en ek gaan nie laat gaan nie. Geloof sê, as daai berg te groot raak, en hulle teken graffiti op dit wat ons geverf het, en hulle breek die blomme wat ons geplant het, en trek die bome uit, wat al jare daar staan. En sê dit, ek gaan teruggaan, en weer gaan plant, en weer gaan saai, en weer gaan verf. Hierdie gemeente
het diep spore in die geloof al getrap in hierdie dorp, in hierdie land. En ek kry hierdie beeld van Esegiel 43. En Esegiel sê, maar ek sien hoe die strome van lewende water van die tempel afkom, en hy sê, en eers staan ons enkel diepte. Hy sê, en toe beweeg ons dieper, en ons staan skielik kniediepte, toe heupdiepte, toe moet ons swem, en ons skielik 'n klomp strome wat van daar af gaan. Ek wil jou vanoggend aanmoedig. Hierdie gemeente is al reeds in die water wat van die tempel afvloei. Ons al reeds herstel besig om te gebeur as gevolg van dit wat hier gebeur. Moenie geloof verloor nie. Dis tyd om nog dieper te gaan. Die water loop. En ek ervaar hoe die Here die gemeente stukkie vir stukkie dieper gaan vat. En dan gaan strome lewende water na gemeenskappe toe gaan, na huise toe gaan, na mense toe gaan, sodat hierdie dorp Delmas gaan verklaar, we are a city on a hill, shining brightly. Ons is 'n stad op die berg. En saam met dit, hierdie is 'n huis van aanbidding vir die Here, die hele dorp. So Vader, dankie. Dankie vir vanoggend. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Dankie vir dit wat U vanoggend kom doen. En ek wil vra Here dat U elke stuk ongeloof uit ons harte sal uittrek. Here, help ons om op U te vertrou. Here, help ons om te onthou wat U al reeds in die verlede gedoen het. Here, help ons om seker te wees, Here, van dit wat ons nie kan sien nie, om oortuig te wees van dit wat ons nie kan sien nie, Here, maar om seker te wees van dit wat ons kan hoop. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie, Here, dat ons kan vertrou, Here, in hierdie seisoen. Selfs waar dit soms moeilik gaan en waar ons nie sien waar die uitkoms gaan wees nie, maar ons weet, U het al reeds, en daarom weet ons en vertrou ons, U kan weer. Dankie vir elke getuienis in hierdie gebou, Here, en ons vra dat dit wat was, Here, klein sal wees in vergelyking met dit wat voorlê en dit wat kom. Here, in elke huisgesin, in elke besigheid, in elke persoon. Dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie dat U nuwe lewe bring, nuwe strome van lewende water. In die naam van Jesus Christus, Here, vra ons, vat ons dieper in geloof. Help ons om vas te hou, Here, en herinner ons siel aan wie U is as ek nie meer kan nie, because I know You can. Ek weet U kan en ek weet U gaan. En vanoggend verklaar ons, Here, ons is nie net afhanklik van U nie. Ons glo saam met U, ons vertrou saam met U, vir nuwe dinge, vir groot dinge, vir hierdie dorp. Want ons weet, soos in die verlede, is U nog nie klaar met Delmas nie. Dankie Here, vir elke getuienis. Dankie vir elkeen wat tot geloof kom. Dankie vir elke genesing en elke woord wat uitgaan. Dankie vir strome van lewende water wat in die dorp vloei. Van gemeente tot gemeente tot gemeente. Van huis tot huis tot huis. In die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, Amen. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met 'n laaste lied. Dankie Pieter. Maak ons oë as ons die nag kyk, wys ons die hoop waar duisternis laat wyk. Gee ons woorde, Heer, aan wie ons dink aan jou. Week ons met waarheid, week ons met hoop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Vul ons o Gees, ons sout dit kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Hier ontmoet ons die woon in ons hofgesag. Hier is die rykdom waarna ons verlang. As die lig ons lei, ons na die wêreld
met volheid, vul ons met die vuur. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld. Skyn deur ons, kom Jesus skyn, laat donker verdwyn. Skyn in die nag, laat breek die dag. Kom Jesus skyn, laat donker verdwyn. Skyn in die nag, laat breek die dag. Vader salf ons oor, raak ons met deernis aan. Ons wil u hart vir verlorenes verstaan. Laat ons die wyn en lewe nie sonder geld, en lewensbrood vir hul wat dit nie kan koop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld. Lig vir die wêreld, lig vir die wêreld. Kom skyn deur ons. So dankie dat jy vanoggend hier was. En ons wil jou graag ook uitnooi om na die tyd sommer lekker saam te kom kuier. En mag die Here jou seën. So ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy in geloof lewe. Mag jy die lig vir die wêreld wees. In die naam van Jesus Christus. Amen. Maak ons oor, as ons die nag kyk, wys ons die oor.